Vandag praat ons oor disippelskap, of ten minste die koste van disippelskap. In die tye wat ons tegemoet gaan, en die vervolging teen Christene wat besig is om toe te neem in die wêreld op verskillende vlakke en terreine van die lewe, dink ek word dit al hoe belangriker vir ons om die koste te bereken wanneer dit kom by disippelskap. En ek vra jou om saam met my te lees, dit sal op die skerm verskyn, Lukas 14, vers 25 tot 33. Luister mooi na Jesus se woorde, en ek haal dit vir jou aan in die 2020 vertaling. Groot skares mense het saam met hom gereis. Hy het na hulle gedraai en gesê, as iemand na my kom en my nie liefhet, bo sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Wie nie sy eie kruis dra en my volg nie, kan nie my disipel wees nie. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en bereken die koste om te sien of hy genoeg geld het om dit te voltooi nie. Sodat dit nie gebeur dat as hy die fondament lê, nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien met hom begin spot en sê, hierdie man het begin bou, maar kon nie klaar maak nie. Of watter koning trek op om met 'n ander koning oorlog te voer en gaan nie eers sit en oorweeg of hy met 10.000 man opgewasse sal wees teen die ander een wat met 20.000 teen hom optrek nie. Indien nie, stuur hy, terwyl die ander een nog ver is, 'n afvaardiging en vra voorwaardes vir vrede. Net so kan nie een van julle wat nie van al sy besittings afstand doen, my disipel wees nie. Alle gelowiges word geroep om disipels van Jesus te wees. Jesus se opdrag aan die kerk was nog nooit gewees, gaan en maak gelowiges, of gaan en maak bekeerlinge nie. Sy opdrag baie duidelik, Matteus 28 vers 19, gaan en maak disipels. So hier is die vraag, wat is 'n disipel van Jesus? 'n Disipel van Jesus is niks anders nie as 'n volgeling van Jesus. Jesus roep Petrus en Andreas en Johannes en Jakobus en Tadeus en Thomas en Bartolomeus en Levi. Hy roep hulle almal met die woorde, volg my, volg my. En so het hulle disipels van Jesus geword. Paulus skryf in 1 Korintiërs 11 vers 1 en hy sê vir die Korintiërs die volgende woorde, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. So, om 'n gelowige te wees, is om 'n volgeling van Jesus te wees. Om 'n gelowige te wees, is om 'n disipel van Jesus Christus te wees. Maar Jesus waarsku ons in ons geleesde gedeelte, dat ons eers die koste moet bereken, voordat ons die besluit neem om hom te volg. Want, om hom te volg, gaan jou op een of ander stadium in jou lewe iets kos. Dit gaan jou 'n prys kos. En sal jy die prys kan betaal? En Jesus gebruik twee voorbeelde. 'n Bouer, wat eers sy kosteberekening doen, voordat hy sy toring bou. Hoekom doen hy eers sy kosteberekening? Want hy wil nie begin met sy projek, en dit dan nie kan klaarmaak, en die mense lag hom uit nie. Net so 'n koning, maak eers sy sommetjies, voordat hy homself begewe in 'n oorlog. Het ek genoeg soldate? Het ons genoeg wapens? Het ons genoeg strategiese voordeel om hierdie oorlog te kan wen? Dit sal baie dom wees van die koning om te begin veg as hy nie eers 'n kans het
om hierdie oorlog te wen nie. En hier is die punt. Jesus wil hê dat ons die koste moet bereken, dat ons sommetjies moet maak, voordat ons besluit om hom te volg. Hoekom? Hy wil nie hê dat ons met groot ywer begin om hom te volg, en dan, wanneer dit ons begin iets kos, wanneer dit van ons iets begin vra, wanneer ons sien maar die prys word vir ons te hoog, dan besluit ons om te draai nie. Jesus wil hê dat ons hom begin volg en dat ons hom end uit, tot die einde toe, sal volg. So wat is die prys wat hier ter sprake is? Die vraag is, wat is die goed waarvoor ons lief is, regtig lief is, die goed wat ons veilig laat voel, die goed wat vir ons identiteit gee. Is dit nie maar ons besittings, die goed wat ons het, en ons gesinne, ons familie, ons vriende, en dan natuurlik ook ons eie lewens, of ons lewenstyl nie. Is dit nie die goed wat vir ons kosbaar is nie? Dis die goed wat vir ons waardevol is. Dis die goed waaraan ons bly vashou, of waaraan ons vashou. En as ons eers van hierdie goed begin verloor in ons lewens, dan is daar sprake van 'n prys wat ek besig is om te betaal. Daar sprake van lyding. Dietrich Bonhoeffer, die Duitse teoloog, het gesê, of hy skryf, by calling us, he has cut us off from all immediacy with the things of this world. So kom ons praat heel eerstens oor ons besittings, en ek haal net weer vir jou vers 33 aan. Jesus sê, net so kan nie een van julle, wat nie van al sy besittings afstand doen, my disipel wees nie. Onthou jy die ryk jong man? As jy na daai skrifgedeelte gaan kyk, waar Jesus 'n ontmoeting het met hierdie ryk jong man, dan sê die skrif baie duidelik dat hy het baie besittings gehad. Wat sê Jesus vir die ryk jong man? Verkoop al jou besittings, alles. Alles. Gee die geld vir die armes, en dan kom jy en jy kom volg my. Was hierdie ryk jong man bereid gewees om dit te doen? Kon hy dit doen? Nee, kon nie. Kon nie. En as jy die skrif mooi lees, dan sê dit, Jesus het hom innig jammer gekry, want inherent was hierdie jong man 'n baie goeie mens. Daar was niks fout met hom nie. Hy was 'n goeie mens. Maar die prys om Jesus te volg, was vir hom net te hoog. Nou, dit beteken nie dat ek en jy nou al ons besittings moet verkoop, die geld vir die armes gee, en dan nou soos boemelaars of plakkers op straat gaan bly om Jesus te kan volg nie. Dit beteken net, when he calls us, by calling us, Dietrich Bonhoeffer se woorde, by calling us, he has cut us off from all immediacy with the things of this world. Dit beteken net dit. Ek kan nie, as ek Jesus wil volg, my besittings, dit wat ek het, te naby aan my hart dra nie. Ek moet altyd deur, as ek Jesus volg, altyd deur 'n emosionele afstand tussen my en my besittings handhaaf. Want die dag kan aanbreek, die dag kan kom, dat jy jou besittings sal moet prys gee, terwille van Jesus. En ek herinner jou aan Hebreërs, hoofstuk 10, vers 34, waar die skrywer van Hebreërs die lesers herinner aan hoe julle die beslaglegging van julle besittings met vreugde aanvaar het.
Wat het hier gebeur? Die gelowiges aan wie hier geskryf word, is vervolg, omdat hulle Jesus volg. So eenvoudig soos dit. En die Romeine het bloot eenvoudig beslag gelê op al hulle besittings. En nou sê ons skrifgedeelte vir ons, dat hulle die beslaglegging van hulle besittings met groot vreugde aanvaar het. Hierdie gaan vir ons al hoe meer relevant word in die toekoms, veral soos wat die tyd van die openbaring van die Antichrist begin naderkom. Ons hele lewe, ons besittings, ons beleggings, ons inkomste, ons bankrekeninge, alles word gedigitaliseer. En ons sien die gees van vervolging teen gelowiges in die wêreld. As jy dit nog nie gesien het nie, maak jou oë oop. Daar's mense, ek dink aan Tucker Carlson, daar's 'n paar ander mense wat bekend is met gebeure in die wêreld, wat joernaliste is, behoudende konservatiewe joernaliste is, wat dit opmerk en sê dit lyk asof alles en almal kan wegkom met goed, maar as daar vervolging ter sprake is, dan is die Christen, die gelowige is altyd in die verspier. En 'n mens wonder hoekom. En jy moet weet, dat wanneer die Antichrist sy verskyning maak, sal jy nie kan koop of kan verkoop sonder die merk van die dier nie. In 'n oomblik, met die druk van 'n knoppie, sal al jou beleggings, jou bankrekening gevries kan word, beslag gelê kan word op. Sal ek en jy hierdie prys kan betaal? En hier is weer die woord. By calling us, he cut us off from all immediacy with the things of this world. Hou maar die emosionele afstand tussen jouself en jou besittings. Die tweede ene is my familie. My familie. En my familie sluit in my pa, my ma, my broers, my susters, my eggenoot, my kinders. As dit jou, as Jesus, hoor mooi, as Jesus begin, die feit dat ek Jesus volg, skeiding begin maak, tussen die mense vir wie ek die liefste is, sal ek hierdie prys kan betaal. En ek lees vir jou Lukas hoofstuk 12 vers 51 tot 52. Jesus praat, hy sê, dink julle dat ek gekom het om vrede op aarde te bring? Nee, ek sê vir julle eerder verdeeldheid. Want van nou af sal 5 mense in een huis verdeeld wees, 3 teen 2 en 2 teen 3. Ek het Jesus begin volg toe ek 'n tiener was, 15 jaar oud. My ma wou nie ek moes my laat doop nie. Ek het my laat doop. Jesus het letterlik, die feit dat ek Jesus begin volg het letterlik skeiding gebring tussen my en die res van ons huisgesin. Ek kan onthou hoe dat ek alleen, Sondag op my fiets, oggend en aand, kerk toe gery het. Woensdagaande bidhuur toe gery het. Vrydag-aande jeug toe gery het. Jesus het skeiding gebring tussen my en die ander mense in ons huishouding. En wat het gebeur, is ons lewens, alhoewel ons in een huishouding was, het in verskillende rigtings ingegaan. En ek was alleen, baie alleen gewees. So hier is die vraag, as Jesus jou roep, ek praat nou met jong mense, Jesus jou roep vir die voltydse bediening, jy moet voltyds vir hom kom werk, maar jou pa en jou ma wil jy moet 'n dokter word, of 'n rekenmeester word, of 'n argitek word. Wat gaan jy doen? As die Here jou roep om hom deur die doopwater te volg, maar jou pa en jou ma het jou laat besprinkel toe jy 'n babietjie was, en jy wil hulle nie teleurstel nie, wat gaan jy doen? Jy sien, ek gaan dit weer vir jou sê, wanneer om Jesus te volg,
skeiding begin bring tussen my en die mense vir wie ek die liefste is, die meeste respek voor het, sal ek daardie prys kan betaal. En jy moet weet, as vervolging uitbreek, kan jou kind teen jou draai. Jy kan dalk teen jou, of jou pa kan teen jou draai. Jou metgesel, jou eggenoot kan teen jou draai. Enigiets kan gebeur, sal ons hierdie prys kan betaal. En dan derdens, ons eie lewens. My lewe. Hoor wat sê Jesus in vers 27. Hy sê, wie nie sy eie kruis dra en my volg nie, kan my disipel nie wees nie. Ons weet, Jesus het sy kruis gedra. Wat het dit beteken? Die blote feit dat hy daai kruis gedra het, dit beteken, hy gaan sterf op daai kruis. Nou sê Jesus vir ons in vers 27, wie nie sy eie kruis, ek en jy moet elkeen ons eie kruis dra. Dis die kruis waarop jy moet sterwe. Moet sterwe terwille van Jesus. En hier is die punt, jy moet onthou, as hierdie wêreld Jesus tot die dood toe vervolg het, dink jy dat hierdie wêreld jou en my wat Jesus volg beter gaan behandel? Dink weer. So, om Jesus te volg, kan ons lewens kos, kan ons daardie prys betaal. Ek lees vir jou Johannes 12 vers 24 tot 26. Jesus se woorde, hy sê, amen, amen, ek sê vir julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit net een enkele korrel, maar as dit sterf, dra dit baie vrug. Wie sy lewe liefhet, verloor dit, maar wie sy lewe in hierdie wêreld gering ag, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, laat hy my volg. En hier is die beloning as ons hom volg. Waar ek is, daar sal my dienskneg ook wees. Net 'n punt, net 'n kort opmerking oor dit. Waar ek is, daar sal my dienskneg ook wees. Ek kan onthou toe ek die Here Jesus begin volg het, as 'n 15-jarige, hoe opgewonde ek oor hom was. My hele lewe het verander. Dit is asof ek die kosbaarste skat ontdek het. Dit het my totale lewensrigting verander. Die manier waarop ek na goed kyk, alles het verander. Want net Jesus, om by Jesus te wees, om naby aan hom te wees, om naby aan sy mense te wees, om hom te ervaar, hom te beleef, het vir my alles geword. En hier is die beloning vir jou en vir my wat hom volg, is die feit dat ons by hom kan wees en vir ewig by hom sal wees. Dit is ons beloning, dat ons, ja, ten spyte van die kostes en die prys wat ons betaal, die hoë kostes soms, die hoë prys wat ons betaal, dat ons die koning van die konings, die lelie van die dale, die blink môre ster, die alfa, die omega, die eerste en die laaste en die lewende, dat ons hom kan volg, en dat ons by hom kan wees, en hy by ons, en ons verbonde aan hom kan wees. Dit is ons grootste prys. Maar kom ons praat net oor onsself, en die prys wat ons moet betaal, elkeen wat sy eie kruis moet dra, die kruis waarop jy moet sterwe, die bereidheid om jou lewe af te lê vir Jesus Christus. Nou die gedeelte wat ons sopas gelees het, hy praat van 'n koringkorrel wat eers in die grond moet val en sterf om 'n groot oes voor te bring. Ek het die afgelope paar jaar talle kere gebid, Here, bring my op 'n plek waar ek baie vrug vir u koninkryk kan dra. As dit nie hier is waar ons nou is nie, dan op 'n ander plek. Maar ek begin al hoe meer besef, dit is nie geografie, die plek, wat bepaal hoeveel vrug ek vir God se koninkryk gaan dra nie. Dit is die kruis
Dit is, kan ek die kruis opneem, my eie kruis, en sterwe aan daardie kruis. Jesus is inderdaad die koringkorrel wat in die grond geval het, gesterf het, om 'n groot oes, baie vrug te dra. Wat gebeur met 'n koringkorrel wat in die grond val? Die vorm van die koringkorrel gaan tot niet, sodat die kiem van die koringkorrel in 'n nuwe vorm kan uitspruit, wat dan uiteindelik die baie vrug dra. Soos net dink aan 'n appelboom. Die saadjie van 'n appelboom, klein ou saadjie van 'n appelboom, wat in die grond val. Die uiterlike vorm van daai saadjie vergaan. Jy kan maar sê, hy sterwe, het gaan tot niet, sodat die kiem van daai saadjie in 'n ander vorm kan uitspruit, in die vorm van 'n boom. 'n boom, 'n appelboom wat vir dekades, seisoen na seisoen na seisoen, vrug sal dra. Die ou Johan moet eers sterwe, sodat Christus in my, in 'n nuwe Johan, kan uitspruit. 'n Johan wat baie vrug kan dra vir sy koninkryk. Jesus se woorde in Johannes 15 vers 8 sê hy, hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. Groot skares het Jesus gevolg. Ons lees dit in Johannes 6. Groot skares het hom gevolg het, totdat hy begin praat het oor die koste van disippelskap. Koste van disippelskap. En dan lees ons, hieroor het baie van sy disippels teruggedraai. Wat gaan jy doen? Wat gaan ek doen? Kom ons bereken die koste. En kom ons onthou Dietrich Bonhoeffer se woorde. By calling us, he cut us off from all immediacy with the things of this world. Kan jy die prys betaal? Kan ek die prys betaal?